Is altyd interessant hoe hierdie leiers in die land dink ons is sotte. Ons is dom. Ons kan nie lees nie en ons kan nie skryf nie. So ons het geen idee wat in die wêreld aangaan nie. So hulle kan openlik vir ons lieg en is aanvaarbaar, want ons gaan nie agterkom dis 'n leuen nie. Nou ja, die Bybel sê die Satan is die vader van die leuen. Nou is die feit dat hy 'n mensermoordenaar is van die begin af. So, hy lieg en hy moor. Baie belangrik. So, die DA en 'n paar ander het 'n fact-finding mission gedoen daar na die staat Israel toe, na die Joodse staat. Dis definitief nie Israel nie, so daarom noem ek dit die Joodse staat. Die Jode is nie Israel nie. Enige ou wat dit dink, is glad nie op hoogte van sy feite nie. Hy weet glad nie wat aangaan in sy Bybel nie, en hy kan definitief nie 'n boom oordeel aan sy vrugte nie, so hy's 'n blinde en 'n dowe. Maar hoe dit ook al sy. So, hulle is toe op 'n trip daar na die Joodse staat toe. Nou, tot op hede weet mense nie wie dit geborg en waar die gelde vandaan gekom het nie. Maar hier is 'n klomp members of parliament van die DA en 'n paar ander is toe nou soontoe. Lyk vir my dit was eintlik 'n geheime trippie, maar toe het die nuus uitgelek. So hulle toe gaan kyk, hulle wou nou gaan kyk hoe lyk die situasie daarbo in die Joodse staat. Eintlik het hulle net gaan skoene lek. Dis 'n gatkruiper gewees, dat ons net eerlik wees. Net soos hierdie klomp DA ouens daar na die VSA toe is. Hulle weet almal hier kom 'n nuwe regering. Hulle weet hierdie ANC regering is op sy laaste bene. Hulle weet die VSA en die Jode en die Britte gaan hierdie regering lig. So wat is hulle besig om te doen? Hulle is besig om seker te maak hulle het posisies in die volgende Doringbos, Kudesa, puppet government regering. Dit is eintlik wat hulle gaan doen het. 'n Ou moet net begin om die dots te connect. En natuurlik, hulle sal dans na die pype van die marionette. So, die puppet masters het vir hulle mooi verduidelik. Man, as julle saam met ons wil werk in die toekoms met 'n nuwe regering, gaan julle vir die wêreld vertel, daar's nie 'n apartheidstyd in die staat Israel nie. Die Jode het nie 'n apartheidstyd nie. Daar's nie apartheid daar nie, dis 'n multicultural rainbow nation wat daar is. En dit is ook wat hulle gerapporteer het. So nadat hulle 'n sogenaamde fact-finding mission gehad het, kom staan hulle hierso en lieg openlik oor die situasie in die Joodse staat. Nou ek weet hier's baie mense wat definitief nie weet om Google te gebruik nie. Ek sien dit altyd op die YouTube video's se kommentare, dat daar mense is wat klaarblyklik dink, hy moet net 'n video kyk, dan weet hy als. Plaas dat hy nou maar 'n bietjie navorsing doen. Plaas dat hy gaan luister na ouens soos Scott Ritter en Douglas McGregor, en Larry, dink Wilkinson, ek sou die mekaar met sy naam. Ek dink is Larry Johnson. Ek raak bietjie die mekaar. Daar's 'n klomp van hierdie CIA-analiste wat baie interessante nuus uitgee oor die Joodse staat. En daar's genoeg dokumentêre sodat jy kan gaan kyk hoe lyk dit in die Joodse staat. Maar as mense wat klaarblyklik nie kan Google nie. So hy weet glad nie hoe om Google te gebruik nie. Hy weet nie hoe om 'n berig op te soek op die internet nie. As jy vir hom sê daar is 'n volksmoord op die Palestynë, dat hulle Gaza totaal vernietig het, dat hulle hom unlivable gemaak het. Dit is 'n hoop sementblokke wat lê daar. Daar's niks oor van Gaza nie. Dan vertel hulle vir jou, dit kan nie wees nie. Ek is die leenaar. Nou daai mense het definitief 'n breinprobleem. Daar's 'n denkeprobleem daar. Want as jy voor jou oë die foto sien van die leiding van daai Palestynë daar in Gaza, wat nie huise het nie, wat in kampe is, wat nog steeds gebom word deur die Joodse staat en die VSA wat die geld en die bomme voorsien, en jy het geen simpatie met daai mense nie, met vrouens en kinders en ou mense en babas nie, dan is jy, wat ons dan moet noem, 'n psigopaat. Dan is jy 'n psigopaat. Reg.
Want dan kan jy nie reg van verkeerd onderskei nie, en menselewens is nie vir jou belangrik nie. En gewoonlik as 'n mens oor hierdie saak praat van die apartheid state of Israel, en hoe dit regtig daar lyk, dan wil mense vir jou vertel, maar van 7 Oktober, jy moet onthou van 7 Oktober, asof 7 Oktober, en die gebeure daar, die Joodse staat die reg gegee het, om 'n hele stad totaal te vernietig, dat daarvan hom net rabbel oor is. Dit gee hulle nie die reg nie. As jy 'n oorlog voer mense dit maar teen ander soldate. So, jy kan nie bomme gooi en 'n hele stad verwoes, sogenaamd omdat jy op soek is na terroriste nie. Werk nie so nie. En wanneer 'n mens kyk, en dit is wat ek altyd, dit is vir my baie besonder, daar's mense wat klaarblyklik nie weet wat aangaan nie. So ek wil dit graag vir jou verduidelik, hoe lyk dit daar? As jy kyk na hierdie, die Palestynë het 'n aantal gijslaars geneem, en die vraag is, hoekom het hulle die gijslaars geneem? Wat is nou die storie? Hoekom nou gijslaars neem? Plaas dat hulle nou net mooi praat met die Joodse staat, wel, hulle het dit gedoen en dit het nie gehelp nie. So, nou die Jode het hierdie reël dat enige Palestyn ten enige plek in die Joodse staat, of waar hom kan kry, kan hulle hom in hegtenis neem. Of het 'n kind is, en of het 'n ou mens is, en of het 'n vrou is, hulle kan hulle enige plek in hegtenis neem, en hy hoef nie 'n rede te gee nie, daar hoef nie 'n aanklag te wees nie, daar hoef nie 'n hofsaak te wees nie, hulle kan hulle in aanhouding hou. En so daar oor jare, baie van hierdie Palestynë is in aanhouding, kinders, vrouens is in aanhouding. En ons weet die Joodse staat het hierdie beleid van sy soldate mag die prisoners of war, of enige iemand wat hulle in hegtenis neem wat 'n Palestyn is, mag hulle verkrag, hulle mag hom aanrand, hulle mag hom verhonger, hulle mag hom mishandel, hulle mag hom abuse. Nou as jy my nie glo nie, gaan lees die koerante, gaan lees die Jode se eie koerante, dit staan daar. Maar, so die Palestynë, hierdie Hamas het gesê wel tot hier toe nie verder nie, toe vat hulle 'n aantal gijslaars. Nou kan 'n mens nou redeneer wel, dis terrorisme en so aan. Maar jy het nou 'n probleem. Jy het die Joodse staat wat die occupier is, wat die militêre mag is, en wat die wette hanteer en die regbank hanteer, en hulle behandel hierdie Palestynë soos diere, soos honde. Nou kry jy die hond het nou teruggebyt, nou? Reg, nou is daar 'n aantal gijslaars geneem. En terwyl die Joodse staat, al wat 'n plek is gebom is in Gaza, dat daar niks oor is nie, het met hierdie Palestynse Hamas, terroriste, vryheidsvegters, net wat jy hulle wil noem, hierdie gijslaars, hierdie Joodse gijslaars veilig gehou. Hulle het hulle nie verkrag nie, hulle het hulle nie verhonger nie, hulle het hulle nie aangerand nie. Hulle het hulle veilig gehou, terwyl die Jode left, right en center gebom het. Die Joodse staat was tot op hede glad nie bekommerd oor sogenaamde gijslaars. Dit is absolute leuen. En die gijslaars se familie sê dieselfde. So as jy nie weet nie, gaan soek die nuus op. Voor jy met my kom praat, gaan haal die nuus asseblief. En as jy die prente sien van Joodse gijslaars, wat hulle kapers, die terroriste omhels, en soen, en druk, en verduidelik hoe hulle so dankbaar, dat hierdie ouens hulle aan die lewe gehou het, en nie verkrag en vermoor het in die proses nie, en jy vergelyk het met hierdie gijslaars, wat uit die tronke kom van die Joodse staat, wat verhonger is, arms wat gebreek is, vingers wat gebreek is, kinders, 12, 13, 14 jaar, aanhoudende verkrachtings, en hulle lyk uitgeteer, hulle lyk soos die wat uit die konsentrasiekampe gekom het daar in Europa, dan wonder jy by jouself, who's the good guy here? En dit gaan nie vir my hier oor godsdienst nie, dit gaan vir my essentially daaroor, dat mens kan nie 'n volksmoord pleeg nie, jy mag nie dit doen nie, en dit is wat die Joodse staat gedoen het, hulle het 'n volksmoord gepleeg, en hulle kom weg daarmee, en nou die DA gaan kuier daar, en vir hulle verduidelik nie, hulle sien ook nie moeilikheid daar nie, so, die DA sal toekyk hoe die blanke volk in Suid-Afrika, dis ek en jy vermoor word, en nog steeds sê, haai nee wat, hier is nie apartheid of 'n volksmoord in Suid-Afrika nie, nee, hier is nie rasisme teen die blanke nie,
Die DA is net so verrot soos die ANC. Hulle werk vir hulle Joodse puppet government, hulle masters.